In Romeine 3 vers 9 tot 20 vra Paulus waarop alles wat hy tot hier gesê het neerkom. En dan verduidelik hy uit 'n klomp Ou-testamentiese tekste dat almal, maak nie saak wie hulle is nie, in die mag van die sonde is. En dan spel hy vir ons uit wat die gevolge van die sonde in 'n mens se lewe is. Sonde maak dat niemand regverdig is. Dit beteken dat niemand se saak met God reg is nie. Sonde maak jou dom, want jy vra nie na die wil van God vir jou lewe nie. Almal het hul rug op God se plan vir hulle lewe gedraai, en die sonde het so in ons lewe gegroei dat niemand meer iets goeds doen nie. Sonde maak dat die dood uit jou mond kom, jou woorde word soos 'n oop graf, waarmee jy ander vergiftig en doodmaak. Die sonde maak dat ons ander vervloek en bitter teenoor hulle is. As ons hoor dat sonde jou voete vinnig maak om bloed te vergiet en 'n spoor van verwoesting en ellende agter jou laat, dat jy die pad van vrede nie ken nie en geen respek vir God het nie, dan kan ons maar net om ons in ons land kyk om te sien hoe hierdie gevolge van sonde in ons land waar is. Ons hoor niemand van ons het enige verskoning nie. Ons almal staan skuldig voor God. Die 10 gebooie leer ons wat sonde is, en niemand sal deur die 10 gebooie na te kom deur God vrygespreek word nie. Almal staan skuldig voor God. Om te verstaan hoe nodig ons die verlossing in Jesus Christus het, moet ons goed nadink oor die gevolge van sonde, oor wat dit aan ons doen. Het jy al werklik nagedink oor hoe verskriklik sonde is en wat dit aan jou doen? Verstaan jy dat die hele wêreld, ook ek en jy, skuldig staan voor God? Verstaan jy hoe nodig jy die kruisoffer van Jesus het?